Deel 3 kyk ons na tekens van emosionele oorlading. Ons diagnoseer nie mense nie, maar ons kan leer om tekens raak te sien. Tekens van emosionele oorlading kan lyk soos 'n inhoudende moegheid, skielike onttrekking, minder belangstelling in dinge wat voorheen vreugde gegee het, irritasie of kortimeer, huilerigheid, konsentrasieprobleme, slaap wat baie verander, eetpatrone wat drasties verander, paniek of intense bekommernis, sinisisme, uitstel, verlies aan hoop en woorde soos ek kan nie meer nie. Daai gevoel van leegheid, ongewone risikogedrag, praat oor verdwyn, opgee of nie meer wil leef nie. Nou miskien is dit nou nie belangrik dat ons hier 'n onderskeid tref. Onthou, nie elke slegte dag is 'n krisis nie. En nie elke traan beteken iemand is depressief nie. Nie elke angstige oomblik beteken iemand het 'n angsversteuring nie. Maar wanneer die swaar kry aanhou of vererger of iemand se funksionering beïnvloed, moet ons dit ernstig neem. Ons hoef nie 'n etiket op iemand te plak om hulle pyn ernstig te neem nie. Wat om nie te doen nie? Wanneer jong volwassenes emosioneel swaar kry, bedoel volwassenes dikwels goed. Maar goeie bedoelings kan steeds skade doen as ons dit te vinnig, te simplisties reageer. Vermy die volgende reaksies. Moenie begin met, jy moet net meer bid nie. Ander mense het dit erger. Jy dink te veel. Jy moet net besig bly. Jy is te sensitief. In my tyd het ons net aangegaan. Dit is seker omdat jy nie genoeg Bybel lees nie. Jy moet net jou foon neersit. Jy moet sterker wees. Jy het soveel om voor dankbaar te wees. Baie van hierdie sinne bevat dalk 'n stukkie waarheid, maar op die verkeerde oomblik maak dit die gesprek toe. Hoekom help dit nie? Om na die jong volwassene dan hoor, my pyn is te veel vir jou. Ek moet myself verdedig. Ek moes niks gesê het nie. Ek is 'n probleem. My geloof is nie goed genoeg nie. Wat moet ons eerder doen? Gebruik die eenvoudige raamwerk van luister. Die L staan vir laat hulle klaar praat. Moenie te gou onderbreek nie. Moenie die sin klaar maak nie. Moenie dadelik 'n preek begin nie. Sê, vertel my meer. Die U staan vir uitnooi. Uitnooi en nie ondervra nie. Daar's 'n verskil tussen nuuskierigheid en kruisondervraging. Vra sag, wat voel vir jou die swaarste? Wanneer het jy begin agterkom, jy is nie okay nie? Wie weet nog hiervan? Die I staan vir identifiseer die emosie. Help hulle woorde kry. Dit klink asof jy baie bang voel. Dit klink of jy uitgeput is. Dit klink of jy baie alleen voel. Die S skep veiligheid. Sê duidelik, ek is bly jy het dit gesê. Jy hoef nie nou alles mooi te verduidelik nie. Ek gaan nie vir jou preek nie en ek gaan jou nie alleen hiermee los nie. Die T staan vir toets, toets vir risiko. As iemand baie donker praat, mag ons direk vra, dink jy daaraan om jouself seer te maak? Het jy al gedink jy wil nie meer leef nie? Het jy 'n plan? Dit voel vir baie volwassenes ongemaklik
Maar direkte vrae oor veiligheid is belangrik wanneer daar risiko is. Dan die E, een volgende tree. Moenie probeer om die hele lewe op te los nie. Vra, wat is die een klein ding wat ons nou kan doen? En wie kan ons saam kontak? Kan ek saam met jou iemand bel? Sal jy bereid wees om met 'n beraader of 'n dokter te praat? En dan die R, roep hulp in. As daar risiko is, kry hulp. Kontak 'n ouer, familielid, professionele persoon, 'n dokter, beraader, 'n sielkundige, krisislyn of nooddienste. Jy is nie ontrou as jy hulle inroep nie, jy is verantwoordelik. 'n Praktiese hulpmiddel is die emosionele termometer. Hierdie is 'n eenvoudige oefening wat ouers, predikante en jeugwerkers met jong volwassenes kan gebruik. Vra, as jou emosionele kapasiteit vandag 'n termometer was, van 1 tot 10, waar is jy? 1 tot 3 sê, ek is okay. Die persoon funksioneer redelik goed. En jy kan dan vra, wat help jou tans om okay te bly? Wat gee jou lewe? 4 tot 6, ek begin druk voel. Die persoon voel gespanne of moeg. Vra dan, wat tap jou energie? Wat moet jy dalk minder dra? Wie kan jou help? 7 tot 8, ek is oorlaai. Die persoon sukkel om normaal te funksioneer. Vra, wat is nou die dringendste? Wat kan ons vandag kleiner maak? Wie moet saam weet? En dan, as die persoon sê 9 tot 10, beteken dit ek is in 'n krisis. Die persoon voel dalk onveilig, hopeloos of buite beheer. Sê dan iets soos, ek is regtig bly jy sê dit, gaan jy nie nou alleen hiermee los nie, ons gaan hulp kry. Wanneer dit kom by geloof en geestesgesondheid, het die kerk 'n besondere rol om te speel. Maar ons moet daardie rol wys hanteer. Die kerk kan bied gemeenskap, gebed, hoop, ritme, betekenis, mentorskap, veilige gesprekke, praktiese ondersteuning, 'n plek waar mense nie voor hoef te gee nie. Die kerk moet oppas vir skaamte, maklike antwoorde, geestelike manipulasie, net bid reaksies, geheimhouding waar veiligheid in gevaar is, die idee dat professionele hulp 'n teken van ongeloof is. Ons moet 'n gesonder geloofstaal leer praat. In plaas van om te sê jy moet net meer geloof hê, sê eerder, kom ons hou aan God vas terwyl ons die regte hulp kry. In plaas van jy moenie so voel nie, sê eerder, God ontmoet ons ook in donker plekke. In plaas van, ek sal vir jou bid en dan wegstap, sê eerder, ek sal vir jou bid en ek sal ook môre opvolg. Jongvolwassenes het nie nodig dat ons skrik wanneer hulle swaar kry nie. Hulle het nie nodig dat ons elke traan vinnig probeer opdroog met raad nie. Hulle het nie nodig dat ons hulle pyn meet teen iemand anders nie. Hulle het veilige mense nodig. Mense wat kan sê, ek hoor jou, ek is bly jy praat, jy hoef nie alleen hiermee te wees nie. As kerk het ons 'n besondere geleentheid. Ons kan 'n ruimte skep waar jongvolwassenes nie voor hoef te gee nie, waar hulle geloof en hulle emosionele wêreld saam voor God kan bring, waar gebed en emosionele hulp nie teenoor mekaar staan nie,
waar hoop nie goedkoop aangebied word nie, maar saam gedra word. Die vraag is nie net, hoe help ons jong volwassenes om sterker te wees nie. Dieper as dit is die vraag, hoe word ons die soort mense by wie jong volwassenes veilig genoeg voel om te sê, ek is nie okay nie. Hierdie module help ons verstaan dat geestesgesondheid 'n belangrike deel van jong volwassenes se lewe en geloof is. Ouers, predikante en jeugwerkers hoef nie terapeute te wees nie, maar hulle moet veilige mense wees wat kan luister, ondersteun en betydshulp inroep. Hier volg nou 'n paar rolspelle wat jy kan deurwerk en 'n klompie praktiese werk wat jy of julle nou kan inoefen.